Here, dis u goedheid, u genade, dat ons almal by mekaar kan wees in die naam. Baie dankie daarvoor. Dankie dat u vir ons geroep het, nie ander nie, om hier te wees. Want dis met ons wat u 'n afspraak het. Dis met ons wat u 'n woord wil spreek. Kom dan, Here, deur u woord, deur u sang en alles en verheerlik u self. Amen. Ons skriflesing is uit Johannes hoofstuk 10. Johannes hoofstuk 10. U onthou mos nog, ons is besig met die reeks waar Jesus se 7 uitsprake van ek is. Hy is die God van die Ou Testament. Die God wat daar in die doringbos verskyn het, wat homself bekend gemaak het deur te sê, jy kan my geen beter beskrywe as ek is nie. En ons het gekyk na 'n paar dinge, as ek nou reg onthou, is die brood van die lewe. U is die lig vir die wêreld. U is die opstaan, u is die deur vir die skape, ek is die deur vir die skape. En ek is die deur vir die skape, en vanoggend is dit dan, ek is die goeie herder. Kom ons bid saam voor ons lees. Here, dankie vir die woord nou. Verheerlik u self en maak u woord vir ons oop asseblief. Amen. Ek het gedink, die manier om dit te doen is, om elke ek is uitspraak net een week kans aan te gee. Maar daar is so baie eintlik wat mense sê, dat mens op die beste amper net oorsigtelik is. Maar kom ons begin. Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Net 'n paar inleidende opmerkings daaroor. As ons hierdie gedeelte lees, en sien ons, dis van God se kant af, van Jesus se kant af, ek is die goeie herder. Psalm 23 sê dit van die ander kant af, die Here is my herder. Hoor jy die verskil? Johannes hoofstuk 10, ek is die herder. Psalm 23, U is my herder. So is van God se kant af, van die mense kant af. Dan moet mens kyk na Esegiel hoofstuk 34, die hoofstuk oor die herders. Dan begin Esegiel 34 en sê eers, as 'n klomp slegte herders, skaapwagters. Hulle verniel net die kudde. En mag ons, die Here ons bewaar, dat ons skade aan die kudde doen, terwille van ons eie belang. Want hy sê, hulle slag en steel net, hulle kyk wat kan hulle daaruit kry. Die kudde is hulle agenda. En dan sê hy, die tweede ding, Esegiel 34, hy sê, daar skape wat aan mekaar ook skade doen. Die ramme stamp die ooe, en die ooe druk die lammers weg van die kos af, en ek weet nie wat alles nie. Maar die tweede gedeelte is dan skape onder mekaar wat mekaar skade aan doen. En die derde gedeelte sê hy, in Esegiel 34, ek gaan my eie herder aanstel vir Dawid. Nou Dawid was in daardie tyd al honderde jare oorlede gewees. Maar dis die amptstitel van Dawid. En dit verwys na die Here Jesus. Dan sê hy, ek is die goeie herder. In 'n vervulling van Esegiel 34, ek is die goeie herder. Nou, weet ek kan nie wat hier geskrywe staan nou reg voorbring nie. Maar dit is ongelooflik wat God van homself openbaar. Hy beskryf homself, hy sê, ek is, en dan voeg hy self by van wat hy is. Hy sê,
Ek is die goeie herder. Hy kan soos in ander godsdienste wees en sê, ek is dit, of ek is dit, en baie dinge kan hy sê. Maar hy sê, ek is die goeie herder. Dink maar net, hy is nie die wrede vergeldende God nie. Hy is nie die een wat die onmoontlike verwag en ons nie daarmee help nie. Hy verwag die onmoontlike, hy verwag 'n heilige lewe, maar hy help vir ons. Hy is die herder wat dit kan doen. Hy openbaar homself as 'n herder, as iemand wat lei. En hoe gaan die gemeente nie nou in hierdie weke wat voorlê, die leiding van die Here nodig hê nie. Maar die gemeente staan voor groot keuses wat gemaak moet word. Mag ons oë gerig bly op die goeie herder, op die herder. Ek is die goeie herder, sê hy. Hy lei, dit is sy werk. Ek is die goeie herder. En dan begin hy beskryf en sê hy, en ons gaan redelik vinnig maar deur dit gaan. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Eers net terug na die vorige verse wat ons 'n paar weke na gekyk en dan sê hy, ek roep die skape by die naam as myne. Ek lei hulle uit. Ek gee vir hulle goeie weiding. Ek versorg hulle goed. As ons een ding moet onthou is daardie, as ons die Here se leiding volg, ons is gehoorsaam aan hom, hy bring vir ons die goeie. Al lyk dit nie so nie, bring dit afhanklik nie, uiteindelik bring hy vir ons, miskien deur 'n klipprige veld, maar hy bring vir ons by goeie weiding. Hy lê sy lewe af vir die skape en hy noem hulle by die naam. Hier staan nou nie geskrywe, hy lê sy lewe af vir almal, vir enigeen wat wil kom, kan maar kom nie. Nee, hy lê sy lewe af vir die skape. Die implikasie daarvan is, dat ek kan sê, daar in die kruis het Jesus gesê, ek hang hier vir Gert, ek hang hier vir Annetjie, by die naam, spesifiek, lê hy sy lewe af. En dit is meer as net aan die kruis wat gebeur het. Hy het sy lewe afgelê, hy het baie kritiek ervaar, hy het baie teenstand ervaar, dit was vir hom vernederend geweest partykeere, maar hy het sy lewe afgelê, terwyl vir die skape, om vir hulle 'n voorbeeld te wees, om vir hulle te leer, om vir hulle die pad aan te wys, en uiteindelik dan, om sy lewe vir hulle te gee, te sterf hulle. Hy lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. Die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar uit. Hoe treurig is dit, as mense kom, en as hulle nie meer net uit 'n gemeente of uit persone uit kan hê nie, los hulle net. As hulle bid, hulle kan dit maar self opmaak. Hulle moet so lewe. Nee, die goeie herder, dit is maar in Afrikaanse spreekwoord sê, deur dik en dun, staat hy by hulle. Hy is 'n huurling, die slegte herder, hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape. Hy ken my. Die Here ken my. Julle ken my nie regtig nie, julle weet ietsie van my. Maar julle ken nie al die woelinge in my gedagtes nie, in my gemoed nie. Julle ken nie my vrese nie, julle ken nie my opwinding nie, julle ken nie oor wat ek oor die toekoms dink nie. Ons kyk mekaar maar net voor die voorkop, sê hulle. Maar hy ken my. Hy ken my. Hy ken sy skape. En hy ken vir jou ook. Ongelooflik. So persoonlike God
wat ons ken. En dan ken hy ons nie net nie. Hy is 'n herder wat ons lei deur al hierdie dinge. Al die woelinge wat in my gemoed is in die gang is. Al die vrese, alles. Lei hy my, want hy is my herder. Ek ken my skape, en my skape ken my. Hy kom maak homself bekend aan my. Stel nou maar jy lê in die nag rondrol. Dan is dit dan groot genade, as die Here jou herinner deur sy Gees aan al sy beloftes. Die een belofte na die ander, herinner die Here jou. Ek ken hom, ek weet wat hy beloof. Dit is 'n verhouding tussen my en my herder. 'n Boer, 'n skaapwagter, ken sy skape, veral in daardie tyd wat 'n klein troppie was met 'n intieme verhouding met skape. Ken sy skape. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek wil 'n bietjie myself onderbreek. Ek het iets vergeet. Iets wat belangrik is. Ek is die goeie herder. Wat sê hy daardeur? Hy sê, en dis waarmee ek nou besig is, hy het 'n goeie hart. Hy doen die goeie, hy is die goeie herder. Maar ons kan die goeie op 'n tweede manier ook verstaan. En dit is, hy doen goeie werk. Hy het nie net 'n sagte hart en 'n herdershart vir sy mense nie, hy doen 'n goeie werk. Hy lei sy skape presies reg soos wat dit nodig is, waar elkeen nodig het. Hy doen dit goed. Ons is beperk met ons vermoëns, maar hy doen sy werk goed. Die derde ding is, en dit sal baie van ons wat mense onder ons het verstaan. Party mense maak die wêreld vir my baie moeilik. Dan trek hy so, dan trek hy so. Hy is die goeie herder, want hy doen die werk presies soos sy Vader het wil hê. Sy Vader kan sê, dis my geliefde seun. Hy doen wat ek wil hê. Hy is die goeie herder, hy doen dit soos wat God dit wil hê, soos wat die Vader dit wil hê. My skape ken my, net soos die Vader my ken. En ek die Vader ken. Ken jy sien? Ek lê my lewe af vir die skape. Ek ken nie net my skape nie. Ek ken my Vader. En my Vader ken my. En daar's 'n verhouding deur die Here Jesus tussen die Vader en die kinders. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek draai nie halfpad om nie. Ek beperk nie myself nie en sê genoeg is genoeg nie. En snork nou maar self op nie. Nee, ek loop die volle pad vir my skape. Ek lê my lewe af, totdat hy uitroep en sê, dit is volbring. Doen hy alles. En nou wil ek hê, dis baie groot teologiese goeters wat ek nie eintlik regtig waar aanraak nie. Maar ek gaan hierdie net so noem. Ek het nog ander skape. Hier praat hy eers van die skape, dis onder die Jode. Dan sê hy in die teenwoordigheid, ek het nog ander skape. In die heidendom. Maar hulle moet nog tot bekering kom, hulle moet nog by die Here uitkom. Maar hy sê, ek het hulle klaar. Want my Vader het hulle klaar gekies. Ek lê my lewe af vir hulle en ek trek hulle na my toe. Ek het nog ander skape. My hart is wyd en ander mense om ander mense te trek. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is, maar wat nie die onder die Jode is nie, maar onder die heidene is. Wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Een opmerking oor hierdie laaste sinnetjie. Hulle sal na my stem luister. Ek het baie teoreties gepraat tot nou toe. Nou wil ek bietjie grondvat.
Die afgelope week, waarna het jy geluister? Na watter stemme het jy geluister? Het jy die stemme geluister van onsekerheid in jou hart? Het jy na die stem geluister van aggressie? Het jy na die stem geluister van bitterheid? Het jy na die stem geluister van boedeloorgee? Hoekom luister jy na verkeerde stemme? Hoor jy dan nie hoe die herder jou roep, met jou praat nie, en vir jou sê nie? En hulle sal een kudde wees met een herder, en hulle sal na my stem luister. My skape luister na my stem. Ons moet nie toelaat dat ander stemme ons wegvat van die Vader se stem af nie. En hulle sal een kudde wees met een herder. Uiteindelik, Judea, Samaria, die uiterstes van die wêreld, almal is een onder die Here Jesus. Want hulle luister na sy stem. Nie allerlei rituele en goeders wat mense wil sê die kerk moet een wees nie. Maar omdat hulle een herder het, na wie se stem hulle luister. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Wat sê Jesus hier? Hy sê uiteindelik as ek sterf, dat ek nie verloor nie. Nee, dit was deel daarvan gewees. Ek lê self my lewe af. Dis nie Pilatus wat dit gedoen het nie. Dis nie die Jode nie. Ek lê my lewe af. Ek gee dit, sodat hulle kan doen wat hulle wil. Maar ek gee dit, ek lê my lewe af. Omdat ek my lewe af lê, om dit weer op te neem. Maar ek staan op, want ek het die dood oorwin. Die moeilikste omstandighede wat jy ooit kan hê. Hy het sy lewe gegee daarvoor. En hy staan weer op, want hy dit oorwin. Die Vader het dit vir hom gegee. Sy pad is die pad van oorwinning. Niemand neem dit van my af weg nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag van my Vader wat ek ontvang het. Daartoe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Ek gaan net hier verby, ek lees dit net. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dis nie die woorde van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie blinde se oë genees nie. Dit was daardie tyd, die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Een persoon het geskryf en gesê, regte Kaapse winter, koud en nat. Want hulle is in die Middeleeuwse streek. Nou stap Jesus nou meer op die gange, daar in die tempel waar hy besig is. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode daarom hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. Jesus lê sy lewe af vir die skape, maar nie almal is sy skape nie. As jy nie glo en gehoorsaam is nie, moet jy jouself die vraag afvra, is ek regtig 'n ware skaap van die herder? Luister ek na sy stem? Hy sê, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Duidelikheid. Ek volg hom, want ek is sy skaap. Ek ken sy stem uit die woord uit. Ek sien dit raak hoe hy met my praat. Ek ken hom. Ek volg hom. Maar vir party mense is die woord toe. Hulle lees dit nie, hulle het nie 'n behoefte daaraan nie.
Hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Min of meer dink hulle wat godsdiens is. Maar dis nie by die herder vir die skape gee nie. Hy wil vir hulle lei in detail. Ek gee hulle die ewige lewe. En hoor maar net hier, wat staan hier geskrywe. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uittrek nie. Hy wat sy skaap roep, lei vir hom op die pad, gaan met hom saam, en hy gaan nie uiteindelik 'n mislukking wees nie. Hy bring sy skaap veilig vir altyd. Niemand sal hulle uit my hand uittrek nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Ek wil afsluit waar ek begin het. Ek is die goeie herder. Ek sorg vir myne. Ek voorsien in al hulle behoeftes. Ek bring hulle by die bestemming wat ek vir hulle bepaal het. Ek hoop daar is ook daardie gerusheid in jou hart. Ek het 'n goeie herder. Hy lei vir my. Hy bring my by my bestemming. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die amper onbeskryflike ongelooflike dat U Jouself bekend maak as die goeie herder. Ons eer U daarvoor. Ons bid Here vir die gemeente nou in hierdie tyd. Ek dink spesifiek aan die kerkraadslede. Ek dink aan Elka, Johan, Kobus en Matilda, en vir Linda, en vir Johan en vir Nicorine, wat namens die gemeente moet besluite neem in hierdie tyd. Geef hulle genade om U stem te hoor en daaraan gehoorsaam te wees. Lei hulle deur U Gees, Here. Hou hierdie gemeente in U hande en bewaar vir hulle. Mag hulle 'n stad in die donkerte wees, 'n lig wat in die duisternis skyn. Mag U steeds verheerlik word deur hulle. Ons bid ook, Here, daar waar ons elkeen 'n dagtaak het, van alles wat gedoen moet word, dat U op die tyd sal reën gee, dat U gesondheid sal gee, dat U geleenthede sal gee, om ook ons dagtaak te kan vervul. Ons eer U daarvoor. Amen. Ons bid vir die genade van ons Here Jesus Christus, vir die liefde van God ons Vader, en vir die leiding van die Gees van God. Amen.